Vader, dankie. Dankie dat u liefde die bron is waaruit ons leef. Here, wat 'n voorreg om vanmôre as familie, as gesin, as u kinders by mekaar te kom, vir u te mag Vader noem in u seun Jesus. Here, dankie. Dankie vir dit wat nou hier gaan gebeur. Ons vra dat in en deur ons lewe, Here, u verheerlik sal word. Ons eer u daarvoor. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. En ons almal sê saam: Amen en amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplekke neem. Die spruite, tata, daar gaan julle. Net stadig daar by die kamera verby, asseblief julle klomp oor. Daai kant verby. Dankie. Ons gaan vir julle roep vir nagmaal, hoor. OK. Goed, julle. Dit is vir ons lekker om terug te wees. Goeiemôre al die hele aanlyn wêreld daar buite. Vertrou dit gaan goed met jou daar waar jy is. Mag dit reën waar jy jou kalvers wy deur die genade van die Here. Dit is lekker. Ons het nou geluister. Gaan soek daai liedjie gou van Adam Tas. Ons het hom geluister. Skilpad tepel. God bring altyd uitkoms. Dit is 'n nagmaaldiens. Ek wil jou vra, pos gou daar waar jy is. Druk gou daai dubbelstropies op u. Dan sê jy, ek kom nou. Dan gaan kry jy gou jou nagmaal elemente in jou familie en almal wat daar om jou is. Dan gebruik ons aan die einde van die diens nagmaal. Jy hoef nie 'n lidmaat van die gemeente te wees nie. Jy is 'n kind van God en op grond van jou belydenis van jou verlossing in Jesus Christus gedenk ons nagmaal. So ja, welkom, dis lekker. Ons sien uit na dit wat kom. Vir jou wat aanlyn ingeskakel is, ek hoop jy is nog daar. Ek sien die tendens op die Facebook goeters is almal kom op en sê jippie en boem. So binne 30 tot 90 sekondes is almal weg. So hier is nog binne 90 sekondes. Moenie nou weggaan nie. Dalk net is hierdie boodskap vir jou vanmôre. Byt bietjie vas. Maar ja, vir ons wat hier is, as jy moet gaan, ek sal verstaan. Maar ja, kom ons hoor wat sê die Here. Ons praat oor die tema, die reeks. Die visie maak sy mond oop en toe. En toe? Ons hoor goeters, ons lees goed, ons sien goed, ons beleef goed. Maar die lewe gebeur. Nou, dit is so, die tema vir vandag sê, as die lewe nie uitwerk soos ons dit beplan nie. Hoeveel van ons kan daarvan getuig? Goed of sleg? Ons beplan, ja, ons gaan en dan gaan ons nie. Ek het nou al geleer uit kommentare en 'n bietjie ervaring uit my eie lewe, dat 'n ou moenie te veel jou persoonlike storie in hierdie goed intrek nie, maar vanmôre het ek nou nie 'n keuse nie. Hierdie preke, hierdie reeks, hierdie goed is uitgewerk weke vooruit. Maar hierdie week, terwyl ons daar by die kinders kuier, het daar nou goed gebeur wat presies dit wat hier is weerspieël. Dis net so. Dis vir my persoonlik baie keer 'n ding van, ek berei 'n boodskap voor, en dan sê die Here, alright, kom ons oefen gou, dat ons net sien hoe hanteer jy dit wat jy nou gaan vertel. En dan baie keer ook terwyl ek hier staan en praat, dan kom dit in my hart wat die Here vir my sê, Koos, daai is cute, wat gaan jy dit doen? Dit is nogal alright. So hierdie is my storie, ons familie, ons gesin se storie. Ons gaan kuier vir die kinders en dis amazing, lekker. Baie dinge, goeters, maak so, besig. En toe gaan ons na die ander kinders toe en daar's minder mense, maar baie meer activities. En dis lekker, dis kwaai. En toe kry ons 'n oproep van Ilana se suster en broer wat in 'n ouerhuis is in 'n aftreeoord. Die bestuur bel ons en sê, kom gou family chat. Kom ons gesels gou net. Ons hoor julle is in die dorp. Kom ons hoor gou hoe gebeur hierdie ding. En ons kom daar en ons sit en binne 'n halfuur verander alles. En nie krisis doodgaan daai goed nie, nee. Sware is 87, skoonsus is 80. Daar is uitdagings.
in terme van versorging, in terme van die vlak van ondersteuning, in terme van hulle kan nie meer bly waar hulle bly nie, hulle moet skuif, hulle moet na 'n hoë sorgeenheid toe gaan, en daar kom dit nou. En hier gebeur die eerste ding, die eerste reaksie vir jou en vir my. Is jy teleurgestel en moedeloos? Hoeveel keer het ons al beplan, ons trek in 'n aftreeoord in 'n veilige huisie, dis perfek. Ons eet eiers en toast vir ontbyt, ons is fyn. Ons drink ons rooibos tee. Ons het nog 'n karretjie teen 2 km/h, swaarse budget, dis praat uit die huis uit. Hy gooi R200 'n maand se brandstof in. Dan ry hy dorp toe so, en dit stop so. Teleurgesteld? Moedeloos? Ons het begin met daai liedjie van neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Wat beteken dit? Ek en jy moet sterf aan onsself. Maar ons kom op 'n punt waar ons sê, Here, maar ons is mos eintlik quite okay. Hoeveel keer moet ek nou nog sterf? Wat moet nou nog? So ons raak teleurgesteld, ons raak moedeloos. Ons kom en sê, Here, maar regtig, ek dog ons het nou hierdie ding onder beheer. Ek het nou regtig gedink, hierdie is nou, die ou mense sê ons altyd, dis hoe die laaste keer wat ek trek, die volgende trek is lang boontjies toe, nê? Nie noodwendig nie, julle. Nie noodwendig nie. Ek het doodlaag getrek, ek bly nou in Jeffreys Bay. Gistermiddag toe ons van PE af hier inkom en daar oor die berg kom en daar is ons dorp. Man, die karretjie mense sê die Karoo wind druk die oogwater uit jou oë uit. Ek kry trane in my oë van dankbaarheid om te sê, Here, wow. En dan sit ons hier in Jeffreys Bay, die paradys, die mooiste plek, die wat, en dan kom die oproep en sê, hoorie, daar gaan jy. Ons raak moedeloos, ons raak teleurgesteld. Hier is die belofte van die Here. Hier is die belofte van die Here, Jesaja 55 vers 8 tot 9, ek lees uit die 83 vertaling. My gedagtes nie julle gedagtes nie. Julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Vriendin van ons val by die kerkbazaar. Ek sê nog altyd kerkbazaar is gevaarlike ding, pas op. Maar ja, daar breek sy haar heup, haar been, sleg. En sy eindig hier op en daar op en waar op en ons stop daar, en toe ons daar uitloop, toe sê ek vir die span wat saam is, sy lyk eintlik vir my beter as voor die val. Sy het haar tong losgeval, daar praat sy. Sy het voor die tyd sy nie 'n woord gepraat nie. Sy het net daar gesit, en sy is oud, dit is so. Maar toe ons daar kom, daar praat sy. Wow. En ek sê nie, God moet jou been breek om jou tong los te kry nie. Ek sê net, as jy val, as jy, boem, boem, God het 'n plan met dit wat gebeur in jou lewe. Hy sê, jou gedagtes nie my gedagtes nie, man. Jy sien net hier op Skilpad Tepel, dis droog en die reën kom. Die reën, die dubbel lammertjies is op pad, hou vas. Ek en jy kyk na dit wat voor ons gebeur. Ons eerste reaksie daar by daai oord is een van skok, teleurstelling, moedeloos, ag nee, regtig. Waar bly ek? Ek moet huis toe gaan. Wie gaan hierdie goed doen? Wat gaan hier aan? En die Here maak in 2 dae, maak hy deure oop deur mense wat ek al van vergeet het. Die Here maak deure oop deur mense wat ek nie eers ken nie. En daar gebeur dit. Alles is beplan, uitgespeel, uitgewerk. En daai 2 mense is beter af
as wat hulle was. Ek en Ilana van hierdie kant af en die res van die familie, daai las is van ons skouers af. Skielik is daar iemand wat 6 uur in die môre inloop en sê, oom, kan ek jou bloeddruk neem? Tannie, kan ek jou... Skielik het hulle 'n dingetjie om die nek. Ding dong, ek wil tee hê. Ding dong, ek wil kafee toe gaan. Ding dong, kom ons gaan stort. Skielik is dit 'n totale veiliger omgewing. En God sê, moenie so gou paniek nie. Dis my vry vertaling van hierdie ding. Jou gedagtes is my gedagtes, man. Jy sê, ja, maar hoekom en Here, nee. Hoeveel keer nou nog? Sê die Here, kom ons draai net hierdie rond ons, kyk hoe hanteer jy dit. Kom ons raak gewoon daaraan. Julle, ek en jy moet oppas, want die visie maak sy mond oop en toe. En toe? Hoeveel mense het vir ons gesê, ek en my vrou, gaan julle in 'n ouer huis bly? Mense gaan net dood om jou die hele dag. Jy is like ou, jy gaan oud word, jy gaan in 'n depressie verval, jy gaan, nee. My buurman daar is 87, hierdie ene is 80, oomie daar is 92. Hulle was ingenieurs, hulle is nog steeds ingenieurs. Wie wat se stories het 'n oom van 92? As jy vanmôre alleen en snaaks voel en wat voel, klim in jou kar, ry na 'n ouer huis toe, dan vra jy vir die ontvangsdame, watter van hierdie oomies kry nooit besoek nie, ek gaan vir hom kuier vandag. Vat 'n groot chocolate, dit gaan lank vat. Dan gaan sê jy, oom, vertel my jou storie. Vertel my jou oorlogstorie, vertel my jou storie. Ek en jy moenie kyk na omstandighede nie, want God se gedagtes is groter as joune en myne. So, waarna kyk ons? Ons kyk na die woord van die Here. Ons sê, ons noem dit Bybelse pilare om staande te bly. Een ding wat ek en jy moet weet, in alle omstandighede, God is in beheer. God is in beheer. Ja, maar hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dit so? Hoekom het daai ou nou dood gegaan? Hoekom het hierdie kind kanker? Hoekom? Ons weet nie. Ons weet nie, maar wat ons weet is, God sê, my plan vir jou is die volgende. Kom ek lees hom vir jou. Waar is ons nou? Spreuke 16. 'n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. 'n Mens beplan sy pad. Ons het dit verlede week ook vir mekaar gesê, planne is nie sonde nie. Ons wil daar kom, ons wil daar gaan, wat ook al daai plan is. Dis nie verkeerd nie, dis nie sonde nie. Maar hoe ons daar gaan kom, is in God se hande. Onthou julle vir Jesus en die vrou by die put? Ek vertel daai storie die hele tyd, want dit is vir my presies dit. Jesus sê, ek gaan nou van Jeffreys Bay af gou PE toe. Ok, dis so min of meer 70 km. Daar gaan hy. Hy stap. Maar dan lees jy in daai stuk van die evangelies, en Jesus het by 'n Samaritaanse vrou gekom by 'n put in Uitenhage. Wat soek hy daar? Hoe het hy daar gekom? Hy het daar gekom, want God het geweet, daar wag 'n vrou by die put. Ek en jy wil so gaan. Gou gaan. Kap 'n Uber en ry met jou vinnige kar en God sê, slow down. Kyk net waar vat ek jou heen. Kyk net wie kom op jou pad, sodat dit wat met jou gebeur, 'n doel het vir ander mense. Dis hoekom ek net nou gevra het. Kom ons kyk mekaar in die oë en sê, ek wil vir jou koffie koop vandag. Ek is so bly jy is hier, want jy is deel van my journey. Ek is nie hier vir myself vandag nie, ek is hier vir jou, jy is hier vir my. Ons is hier vir mekaar. Hier is mense op reise hier, wat jou hare sal laat reis. Hier is mense rondom ons, in die oord, daar waar jy sit,
Daar's mense om jou wat jy van weet. Daar's mense wat jy nie van weet nie. Jy nie gaan en sê, Here, help my. Planne is nie sonder die Here. Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Julle, God laat alles ten goeie uitwerk. Here, hoe kan hierdie insident, hoe kan hierdie droogte op Skilpad Tepel uitwerk tot eer van u naam? Here, hoe werk hierdie goed? Kom ek herinner jou aan die res van daai Bybelse pilare waaraan ons kan vashou. God se beloftes. God se beloftes is eenvoudig dat alles nie altyd maklik of volgens jou wil gaan uitspeel nie. God se belofte sê, alles werk ten goeie, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. 2 Korintiërs 12. Dis Jesus wat aan die woord. Paulus skryf dit vir Korintiërs en dan sê hy, dis wat Jesus sê, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Wie het daai ding vir my uitgespeel hierdie week? Ons kom van daar af, daar waar die ouerhuis insident afspeel. My naam is Koos Plannetjies, niks het verander nie. Ek ken daar, ek het baie jare daar gebly, ek ken die move. Hoe moet ons trek? Dis maklik, watch my. Ding dong, hallo, daai telefoonnommer bestaan nie meer nie. O God, okay. Okay, die kom ons bel 'n ander ou. Ding dong, sy vrou, hallo. Hoe gaan dit met Jannie? Nee, hy is dood. Ja, die kinders word vinnig groot, nee, hy is dood. Het julle al sulke foute gemaak in julle lewe? Dis nog hulle. Gaan dit met Jannie? Dood. Word groot, nee, dood. Julle, die lewe gebeur. En wanneer ek en jy dink, ek gaan dit gou-gou uitsort, dan loop jou nommers op jou selfoon tot niks. Jy kan daai ding drop, ag Colleen, wil jy nie daai toukie trek en net daai oukie bietjie laat sak nie, asseblief. Baie dankie. Nog 'n klein bietjie, daar sê, dankie. Het jy dit al beleef? Jy het dit al beleef dat wanneer jy dink, ek kan, dan kom jy agter ek kan nie. Neem my lewe, laat dit Heer. God is liefde. Gee oor. Gee oor. Erken jou afhanklikheid en sê voor die Here, Here, ek weet nie, ek is swak. Ek het nie die antwoord vir hierdie ding nie. Ek weet nie hoe lyk jou uitdaging nie, maar ek wil vir jou vra. Raak rustig. Ervaar God se krag en sy uitkoms in jou swakheid. Ek het vanoggend vroeg toe ons opstaan, ons almal het rituele en ritmes, nê. Dan staan jy mos nou op en party van ons gaan eers, maar okay. Daar het ek nou my pakkie bymekaar gekry en ek gaan nou aantrek. En ek haal 'n sakdoek uit my kas uit. Kousies, sakdoek, soeke, alles wat ek nou nodig het. Nee, ek is nou, laat ek tog nie iets vergeet nie. Julle, toe ek hierdie sakdoek uithaal, nê. So. Toe sien ek, net so by the way, ek het in my lewe nog nooit my neus met 'n sakdoek geblaas nie. Dis nou totale overshare, totaal niks te doen met niemand nie. Ek gebruik ander papiere. Hierdie is net om so te maak. Maar 'n sakdoek vanmôre toe ek op die bed se kant sit en ek vat hierdie ding.
Toe sien ek 'n seentjie met 'n grys kortbroekie, kaalvoete, sulke gebarste tone, en so blou hempietjie, skoolhempies, daai wat so deur gewas is, en die middelste knoopie is af. Onthou julle dit? Ja, was dit jy? Was dit jou maatjie? Sulke borselkop geskeer, né? Ja. En hy het 'n sakdoek. Hy het altyd 'n sakdoek. Om 'n sakdoek te hê is nie armoede nie. Om 'n sakdoek te hê is afhanklikheid. So om te sê, Here, ek het nie baie goeders, ek het 'n broekie en 'n hempie en 'n borselkop. Maar as die pop op die ven stryk, ek kan sweet, ek kan bloei, as ek val, ek kan my maatjie se trane afvee, hopelik voordat jy jou eie trane afvee. Die Here herinner my aan daai ding van God se krag en sy uitkoms lê in jou swakheid. Daar jy sê, Here, I've got nothing, ek het 'n sakdoek. Sê die Here vir jou, maar dis alright, ek is by jou. Ek is by jou. Ek en jy moet planne hê, maar ek en jy het nodig om jou planne te belei voor die Here. Ek het al hoeveel keer gehoor mense bid en sê, Here, ons gaan nou hierdie besigheid bedryf, Here, ons gaan nou dit doen, ons gaan nou dit doen. Here, asseblief seën ons planne. Dis mooi, dis reg, ons moet dit so bid. Maar het ons gebed begin op die punt waar ons sê, Here, wat is u plan? Sodat ek u plan kan ken, sodat u dan my plan kan seën. Want ons kry 'n good plan en 'n God plan, en 'n good plan het 2 o's. Don't go there. Want ek en jy veroorsaak baie keer, ons eie tranendal, wanneer die lewe nie uitwerk nie. Want ons het gedink at the time, hier is 'n goeie plan. Maar dit was nooit God se plan vir jou lewe nie. Ons neem swak besluite. So, bely jou planne voor God. Jakobus sê dit. Hy sê, kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar gaan 1 jaar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle wat nie eers weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe? Is dit tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn? Plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Kom ons soek net die wil van die Here. Kom ons soek net God se teenwoordigheid. Waar soek ons dit? Want onthou nou, die visie maak sy mond oop en toe? Ja, maar my ma het altyd gesê, my pa het altyd gesê, my pastoor sê, my dominee sê, my professor sê, my man sê, ons moet luister na al hierdie mense, maar wat? Ons moet dit toets aan die woord van die Here. Ons moet dit toets, wat sê die Here oor jou plan? Hoe weet ons hierdie goed? Hoe lees ons die Bybel om God se wil te ken? Ons sal eendag weer daaroor baie praat, ons het al. Maar die eerste toets dit aan die woord. Dis nooit teenstrydig met die woord nie. God se gees sal nooit iets in jou hart insit wat teenstrydig is met die woord van die Here nie. Hy sal nie. Hy kan nie. Moenie die Bybel crowbar om in te pas in 'n blokkie nie. You fitting a square peg into a round hole. Jy het een versie en jy sal vir hom bedryf tot hy pas daar. Dis nie God se wil nie. Ek en jy het moeilikheid as ons dit doen. As ons op 'n punt kom waar ons sê, maar ek en jy gaan dit doen en ek en jy wil dit doen. Hier is die belofte en ek maak klaar met hierdie gedeelte. Filippense 4 vanaf vers 13, 53 vertaling. Hierdie is Paulus wat skryf aan die gemeente in Filippi en hy leer hulle 'n paar dinge. Nou Paulus se lewe het verkeerd gegaan, Paulus se lewe het reg gegaan, daar het baie dinge gebeur. Maar hierdie spesifiek wil ek
net so min of meer versie vir versie saam met jou God deur hom loop en hom bietjie kou. Net om vir jou te sê, hier is God se belofte vir jou en vir my te alle tye. Want onthou nou, God is nie 'n mens dat sy gedagtes kan verander nie. God trek nie sy beloftes terug nie. God is 'n waarmaker van sy woord. God is liefde. Kom aan. Paulus skryf en hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek is tot alles in staat? Nee. Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus. Julle, die oomblik as ons daai afhanklikheid voor God kom neersit, om te sê, Vader, dankie vir Jesus, dankie vir u Gees, dankie vir u woord. Dan kom ons op 'n punt waar ons kan sê, ek is okay. Want hy sê, Paulus sê, nogtans het julle goed gedoen toe julle deel gehad het in my verdrukking. Paulus sê nie, julle het goed gedoen om my te verdruk nie. Paulus sê, julle het gesien waardeur ons gaan, baie dankie vir julle hulp en julle bystand en julle ondersteuning en julle liefde. Dis wat Paulus sê. Jy sien, ek en jy gaan deur die lewe en dan kom ons by 'n punt en dan sê iemand, nou dit gebeur, dan sê hulle, ek het gewag daarvoor. Ek het geweet hierdie ding gaan, dis te goed om waar te wees. Ek het gewonder, hoe gaan jy dit hanteer wanneer, ja, julle al sulke mense gekry? Was jy al daai mense? Ja. Ja. Sê, jy wil mos so vinnig ry met daai fancy kar, kyk hoe lyk hy nou. Jy het hom geredesign. Geweet dit gaan gebeur. Nee. Paulus kom en hy sê, julle, vry vertaal Afrikaans, Kose vertaling, toe die pop op die fan stryk, dankie vir julle. Dis wat Paulus sê. En ek sê dit vanmôre uit my hart uit, dankie vir julle. Dankie vir julle wat, nie net met ek en Ilana nie, maar met mense daar buite, connect, en liefde leef, en goed doen, en sê, ek sien jou swaar kry, ek sien jou uitdaging, ek sien jou moeilikheid, kan ek jou help? Hoe kan ek jou help? Ek het nie alles nie, maar hier sit 'n klomp kundigheid, hier sit 'n klomp hande, kom ons help. Dis wat Paulus sê. En hy sê, julle, Filippense, weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawes en inkomste nie, behalwe julle alleen. En hier sê ons dit vanmôre vir mekaar. Dankie vir julle. Dankie vir julle, dankie vir jy wat aanlyn vanmôre kyk, daar waar jy is, vir ons bid. Jabok bediening het 3 jaar terug begin, ons was, ek en my vrou. En toe word ons 3, en toe word ons 4, en toe is ons vir 'n lang tyd 9, jippie. Toe sukkel ons, en toe ons deur die 10 gaan, toe sê ons, hier kom 20. En jippie, toe is ons 13, verlang. Hele week vir week, as ons die verslag hier insit, 13. Het hom, 13. Ja, maar dis 'n ongelukkige nommer, ja, ek is so bly vir 13, man, ons het 13. Nou sê ons, 30, ja, jippie. Nou sê ons, hier kom 40. Nou wil ek amper waag om sê, Here, ons soek net gou 'n gebou voor 50, hoor. Hier, julle, dankie. Dankie dat julle vir ons lief is. Dankie dat julle 'n tafel kom dek. Dankie dat julle gistermiddag gekom het en die koffie kom opstel het. Dankie dat julle verlede week gekom het en kom doen wat julle, dankie. Dankie. Want jy sien hierdie droogte, hierdie moeilikheid, hierdie uitdaging is nie net joune en myne nie, dis ons sin. Dit is ons sin. Ons is 'n familie, ons is een. Simonje, het julle dit onthou? Ja, toe SABC 2-3 begin het, Simonje, dis ons. Hier sê Paulus,
ook in Thessalonika het julle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur. Ja. Ek gaan gou vir julle 'n storie vertel. Ons fasiliteer 'n sending konferensie. Jare terug, daar bo in die verre noorde van Zambia, amper in Tanzanië daar. Daar's min of meer 300 pastors van oor die hele Afrika. Met 'n klomp ouens wat pampoen eet vir ontbyt en wat nou slim is en wat die mense kom leer en doen en wat. En ek praat onder andere oor modality en sodality. Nou as jy al ooit fiets gery het in jou lewe, sal jy dit maklik verstaan. Modality is die mobilisering, dis die groot, daar waar die trappe is, dis die groot rad. Sodality is die ou wat solo hardloop daar in die sendingveld in Rusland en Indië en wat ook al. Maar die goed is aan mekaar verbind met 'n ketting. En as jy by modality energie insit, dan kom sodality tot spoed. Modality draai stadig want dit is 'n groot rad, maar sodality kry spoed, papa, hy move. En veral as jy 'n Germano of 'n Shimano, daai ding radkas hier op het wat die ratte so kan gooi, daai goed werk. Maar die voorbeeld wat ons gebruik is dat aan hierdie ketting hang sulke klein mandjietjies, so ding 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 ding, sien julle hom? So mandjie. Nou gaan daai mandjie so en hy kom vanmôre hier deur. Sien die mandjie, kom hy voor, wat gaan jy in daai mandjie insit? 'n Wortel vir die blouhuis? Jippie. 'n Tamatie vir die blouhuis? Dankie. R2.50 vir daai ou wat sy kar gebreek het, baie dankie. Van 'n kous sonder 'n maat. Onderbroek met 'n gat in. Ja, want dit gaan ons Afrika toe, daar gat. En kom aan, ag Koos, jy kan so praat. Ons praat so. Want ons doen so. Dan kom hy by sodality en sodality kan kies wat het hy nodig. Hy vat 'n wortel. Hy vat 'n blou hempie. Hy vat dit. Nou leer ons hierdie mense hierdie ding. Al in die ronde en daar op die einde van hierdie gesprek kom 'n ou tannetjie opgestap op die verhoog en sy sê ek het 'n getuienis. Ons sê nou toe praat tannie. Sy sê sy het so min of meer 3 weke gestap. Sy het gehoor van die konferensie. Sy het omtrent 3 weke gestap, van daar was sy bly om hier te wees. Ek sê dis kwaai, baie dankie. Sy sê sy het begin met quite 'n outfit, skoene en alles en wat. Maar die eerste aand het sy haar skoene gegee om te betaal vir haar verblyf. Toe loop sy kaalvoet. Toe gee sy die hoender wat sy het onder haar arm by die volgende plek en so deel sy uit. En toe sy nou daai aand hier kom, toe sy nog net so 'n checkersak ding, so dikke met vol papiere. Dis al wat sy oor het van haar reis tot hier vanaand. Maar nou verstaan sy wat het die Here met haar gedoen. Hoekom is sy hier? Ek sê vir tannie, daai is fenomenaal. Vertel vir ons, wat is in daai sak? Sy haal 'n klomp papiere uit, julle gebruikte kantoorpapiere, enige skrap papiertjie. So pak. Rooi pen, groen pen, blou pen, swart pen, watter pen. Sy het vir 'n jaar lank, elke dag as sy Bybelstudie doen, het sy haar Bybel met die hand oorgeskryf op hierdie papiere. And this is what she wants to put into a basket today for the person that's going to need it on the other side. As Paulus hier sê, dankie vir dit wat julle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur het. Dankie. Dankie. Dit gaan nie oor wat nie. Dit gaan oor dit wat uit jou hart uitkom. Paulus sê, dis nie dat ek gawes soek nie. Ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Wat sê Paulus? Ek en jy is besig om op 'n pad van heiligmaking, op 'n pad van disippelskap te stap. En ons leer mekaar. Neem my lewe, laat dit Heer. Neem my hande, neem my stem, neem my lewe
en gee dit vir ander mense. Jy sien, ek en jy kan nie mekaar se geestelikheid, mekaar se verhouding met God meet aan goeders of geld nie. Want dis die fout wat ons maak. Ons gebruik hierdie gedeelte en die ouens gebruik dit om prosperity te teach, dan sê hy kerk gaan oor getalle, goeders en geld. Nee, gaan oor gehoorsaamheid. Paulus sê daar, alles wat ek ontvang het, ek in oorvloed. Ek het dit volop, nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik voor God, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Jy sien die oomblik, as ek en jy gehoorsaam raak aan die woord van God, deur te sê, sterf van jouself, leef vir die ou langs jou, hê daai ou in gedagte, kom ons gee ons lewens, dan gaan dit met jou beter gaan. Mag dit vir jou waar word. Mag dit vir jou waar word dat wanneer die lewe nie uitwerk soos wat jy dit beplan nie. Wanneer die lewe deur mekaar loop en jy sê, Here, nou loop ek dan alleen. Wat gaan hier aan? Here, nou die wêreld my verlaat. Dan moet ons dalk net terugsit en sê, maar het jy nie dalk die wêreld verlaat nie? Het jy nie dalk op jou eie afdraaipaadjie gegaan en jou eie ding gaan doen nie? Want ek en jy dien 'n God wat sê, ek sien jou nooit alleen los nie. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Kom ons bid. Vader, baie dankie in Jesus se naam, Here. Dankie dat die lewe gebeur. En Here, ons kan nie en wil nie vanmôre arrogant wees en sê, "Well, bring it on." Jy glad nie. Wat ons wel sê is, Here, ek buig my knieë uit dankbaarheid. En ek sê vir U dankie. Dankie dat wanneer ek swak is, U sterk is binne in my en deur my. Here, is my gebed, hierdie groep mense, U gemeente, U gesin hier in Jeffreys Bay, aanlyn, daar waar jy ook al aanbid, by jou eie gemeente. Here, wil U nie U kerk oprig met 'n dringendheid, met 'n bewustheid van ons verantwoordelikheid om te sê, maar daar is mense wat sukkel, want hulle het planne wat nie uitwerk nie. En Here, dat dit nie ons bydraes en ons goeders en ons wat, dat dit ons gehoorsaamheid is wat die prentjie draai. Dat dit ons gehoorsaam is aan U woord, aan die leiding van U Gees, uit dankbaarheid voor Christus, Here, voorsien U oorvloedig. Want U sê, alles sal uitwerk ten goeie. Ons eer U, ons dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie Willie. Ons gaan net die spruite roep, dan gaan ons nagmaal bedien. Jy aanlyn, dankie vir jou. Dankie vir jou gebede, dankie vir jou ondersteuning, dankie vir alles. En ek wil nog amper waag om te sê, dankie dat jy verstaan, maar al verstaan jy nie, dankie. Ek verstaan ook nie. Wat ek wel weet is dat God sê, bly naby my en ek bly naby jou. Vrede vir jou, mooi gaan, ons praat weer.